op 'n plek gekom waar ek werklik kan glo dat dit gebeur het nie. So ek gaan toe na die auto en ek sê toe vir hom, ek wil dit glo, ek weet dit kan gebeur, maar ek wil dit sê. En hy het vir my gesê, kom maar na my toe, dan kyk jy wat gebeur. En ek het eers gaan gaan, soos moet ek maar na my toe gaan om te sien hoe sy is gemeenskap, hoe kan ek dit nie sien waar ek nou is nie. En hy het vir my gesê, daar's 'n plek wat mense in 'n baie vleeslike wêreld beweeg, en dan is daar 'n plek wat mense in 'n geestelike wêreld beweeg. Ongelukkig waar ons bly lewe ons baie in vlees. Ons lewe in groot huise, groot karre, groot salarisse. Partykeer gaan dit moeilik, partykeer nie, maar hierdie vlees is wat ons dryf. So ons sien reklame, ons kyk TV's, so daar's 'n plek wat mense vir ons sê hoe ons moet lewe. En dis 'n ding wat ons begin glo het, want ek dink dat wanneer ek daai groot kar ry, of daai groot huis, kan ek gelukkig wees. En hy het gesê dat as jy kom in 'n plek waar mense niks het nie, en al wat hulle het is op 'n plek van gees, hulle moet iets glo, dat is anders. En ek moes 'n woord vir dit gevat en ek het die geleentheid gehad om nou te gaan in Oktober maand. Ek was in dit geen probleem, ek weet nie of ons die foto's kan opkry nie. So ek het die geleentheid gehad om nou te gaan. Ek het gehoor, daar's 'n kerk wat gebou word daarso. Daai area daarso word die Northern Region genoem, is naby Kasungu. Dit is, Kasungu is so 150 km weg van die Longweg, waar die lughawe is. So, wat gebeur het is ons op die lughawe aankom, toe spring ons nou by die busie, en ons ry nou in Malawi se paai, en enige ander Afrika was beter like Afrika paai. Dit is nie so goed. Dis eigenlijk en dit is nou vooral donker word. Dit is net die as ek metode van bestuur op daai paai, waar as jy hierdie kant ry, dan kom maar van vooraf, dan sit jy jou regterkant se flikkerlig aan en hy sy regterkant se flikkerlig aan, sodat jy kan sien naby hulle aan mekaar is. Dan is die kleiner kar die verantwoordelik om van die pad af te leer, sodat die groter een kan verby. So baie keer ry jy op grondpad irriteer, en ek dink myself, ek het nou net nie gekom en ek het wonderwerk sien, so ek hoop op so groe aan sy destinasie uit. En as jy op 50 meter op die pad ry, dan is dit nie 'n uur se ry, dit is nie evenaals gaan jy ry 2,5 uur minimum. En as jy met publieke vervoer ry, dan is dit 'n klein bietjie vinnig, want dan is ry 'n klein bietjie meer maar ons wat ons drywer, dat is nou verantwoordelik vir ons. So, toe wat gebeur het is, as ons na pad na Kasungu toe, begin donker word, en van Kasungu, waar die grootste dorpie is, naamlik waar die kerk gebou is nog 50 km, en dan van daai 50 km af, dan staan jy 'n grondpad, en dan ry jy 30 km op grondpad in die Northern Region toe, op van Kasungu af boord. En so is het donker, ons kom daar aan, en ek kan nie lekker in die aand sien, so want daar is nie so goed nie, en ons klim na die busie uit, en al die mense wat op die busie is skielik net weg voor my, en ek staan alleen, en ek besig om te moet loop na die ligte wat ek daar sien, maar ek kan nie lekker sien nie. En op 'n stadium kom daar 'n klomp mense uit die bos uitgeloop. Daar is nie voetpaadjies nie, hulle loop deur die bos. So dit is letterlik mense wat in die bos uitkom. Ek sien die staan seker met 10, 15 swart mense om my, en hulle is nie baie groot nie, maar dit is redelijk intimiderend, sien ons net ek in die bos uitloop, wat jy kan sien nie. En so klein sinkie gryp my aan, hy sê my kam. En die klein sinkie bly my nou toe, tot by die plek toe waar ons nou kan kam. So ons het, ek het geen diepte perspektief nie, ek het nie idee waar ek is, ek weet nie wat gedaan nie, maar ek is in Malawi. So nou ons teen op slag, kry dit vanaf gedoen. Ek weet die klein land is baie ouder, hy help my tussen een klein beetje, want ek het sien, ek kan nie so lekker sien nie. En ons slaap toe die volgende op het ochtends wakker, en ek sien toe ons lyk so. Ek is nie 'n bos mens nie, ek kamp nie, dit is nie noodwendig vir my baie lekker nie, ek hou van my geriewe. So ek is redelijk ek kan van zijn en ek weet dat ek mos moet eet wat ek nie van nie. En ek is 'n bietjie eet in ook. So daar word ek wakker en as ek weer op pap, so ek het my doelpap, dit kan ek daar doen. En ek gaan sit op 'n hiertjie wat by die kerk gebou is. En ek sit en drink my water en daar is hordes klein swart kindertjies. Dit is net kinders. Ek was die ouers, jy weet nie waar hulle is nie, maar as baie kindertjies. En ek vat die laaste sluk uit my waterbottel uit. En terwyl ek so sit en ek vat
gereislik, ek was baie sweet saamgebring, dit is chakkies, vir die oukies kan die chocolade uitgedeer het, en die oukies het niks nie. En toe ek die slips gevat, ek sit my bottel so neer langs, en toe kom ons het klein oukie, en hy trek my so my skouwer, en hy sê vir my kief, en ek waterbottel, ek sê, hy vraag my waterbottel, en toe hy vraag my waterbottel, besef ek die naaste watergat van waar ons af is 5 kilometer. Toe besef ek sit met die eerste wêreldmentaliteit hier, so waar ek vir die kind 'n chocolate wil gee, wat hy wil hê is 'n leë bottel, sodat hy 5 kilometer hoef te loop vir water nie. En daar drop iets, en ek besef, hierdie mentaliteit wat ek hier het, en hier toe gebring, hierdie mense se probleme vir dit om oplos, gaan nie gebeur nie. En op daai stadium, praat ek met die Here, van Here, wat nou? En ek besef toe, dat hierdie is die plek waar jy jouself neerlê. Dit gaan nie oor jou nie. En ek weet jy kan dit nog sê om 'n verskil te maak in hierdie plek nie. So wat gebeur toe is, word groepe opgedeel, 2 mans, 2 vrouens, 2 Bybels elke persoon, wat jy Chewa Bybels doen, 'n leiertaal, en dan wat jy pad. Alle rigtings in. En wat jy doen is jy loop as 'n leier in die groep wat gewoonlik al op uitreik was, en hy gee vir jou leiding oor wat gebeur. So die eerste huis wat jy slaan, gaan jy na die hoof van die huis toe. As dit 'n individuele huis is daar 'n hoof van die huis. As daar 'n paar huise by mekaar is daar 'n lead chief oor daai huise. Hulle is baie respectful en hulle verwag dit terug van jou af. Jy loop nie in hulle huise en sê vir hulle nie, jy vra hulle of jy met die chief mag praat of die hoof van die huis mag praat. Jy vra hulle missie of jy mag praat en of jy met die mense daar kan praat. En toe die eerste huis gestaan word, en ek sien toe die persoon saam met was Johannes is besig om te praat, en ek kyk so, en ek sien dat elke ander persoon daar is, niemand kan Engels verstaan, jy sê werk in die top, en daai mense hou jou dop, praat of nie praat nie, en ek besef toe dat jy verteenwoordig Jesus is so. Hoe jy lyk, hoe jy praat, hoe jy staan, jou respect wat jy betoon, alles verteenwoordig Jesus. So die eerste huis wat ons by is, praat ons met mense, Johannes praat met hulle, dit is oude communities geleid al voor van Jesus. Hulle vraag toe ons asseblief vir die Bybel kan gee, en ons het toe dat groep saamgesluit, dit is goed vir die huis om Bybel te kry. Baie van die mense, of meeste mense kan nie lees nie, so as jy 'n Bybel gee, dan kan die lees en help nie, so jy nodig om uit te vind of hulle kan lees wat jy Bybel kan uitgee. Die mense daar so is so erg met die Bybel, dat hulle bereid is met mekaar te slaan daarvoor. 'n Bybel is 'n commodity. Hulle het niks nie, soos 'n oukie daar, so sê ek het nie geld nie, en beteken dit nie, ek kan nog 3 kilometer se taxi vat, of ek nog chips koop, ek het letterlik nie geld nie, daar is niks in sy beheer sien. So wat die mense sien is kinders wat omtrent so groot is, met stokke rondloop, en dan mango boven, en slaan dat die mango boven, dan val 'n groen mango af, dan breek hy op, dan gee hy dit vir die kleiner kindertjies, en dan eet hulle mango's in water, hele dag, en dis hulle kos. Dit leed raar, ek sê. So, ek mense nodig om die hele tyd te loop, te kyk en te sien wat aangaan daar so, maar geen eerste wêreld met die tyd vandag probleme kan oplos môre nie. So die enigste ding wat daai ouens sê, is 'n plek waar hulle moet glo in iets wat hulle kan help. En so gaan ons aan en so 'n paar mense verder. Jy kan deurflits skaal, daar is 'n foto van 'n man, dis hoe die kindertjies lyk wat die water gaan haal. Kinders gaan haal water, ouers gaan haal die water nie. Kindertjies is leer, kry daai drink water, daai twee goedjies daar aan die kant is paddas, en daai put is omtrent 5 meter diep, en die meisie wat die water uitskep is miskien 12 jaar oud, en sy staan daar die hele dag, en skep water uit vir daai kindertjies wat kom om daar water te kom haal. En toe ek daar staan, toe begin ek huil. En my realiteit word geskit, en ek besef toe, dat krag beteken vir hulle niks nie. Geld beteken vir hulle niks nie. Hierdie ouens het geen infrastruktuur nie. Dat daai kinders met daai water drink, is so groot met sulke maakies van Belasia. En ek besef dat iets moet gebeur. En toe onthou ek, Here het siekes genees.
ja, die party aand klim nie bed na die jouself toe, die volgende aand klim nie bed na jy baie op, die volgende aand kan jy self bang toe wat gebeur het. Jy sien seker ou mensies wat daar so is, dat daar lyk as hy miskien 90 jaar oud kan wees, maar ek dink hy mag dalk 60 wees. Die lewe is verskriklik hard, so die ouens lyk baie oud, baie vinnig. Daai ou mense se voete was so opgestap as dat hy skaars kon geloop het. So die hele trip belang het twee aspekte gehad. Dit het logistieke gehad en al die emosionele goeders wat voorbij gegaan het. So in die logistieke, as 'n mens dink daaraan dat dit 3 tot 4 jaar gevat om 'n kerk te bou daarso. Die manier hoe daai kerk gebou was, daar was 'n man van vrede geïdentifiseer daar. Iemand se naam is Titus. Hy was meer 'n man wat in iemand se tuin gewerk het hierso, wat 'n chief was, voorgestel aan hierdie pastoor wat toegegaan het om te gaan kyk wat gaan aangaan. Hy het Titus toe geïdentifiseer, want hy moet 'n man van vrede wees. En as jy daar rondloop, kan jy letterlik ervaar wanneer jy met iemand praat of vrede is of nie. Dit raak verskriklik geestelik. So, al die vleeslike mentaliteite wat ons het, ons teologie wat ons weer gepons word en ons brein ingedruk word, is 'n baie goeie fondasie wat ons kan gebruik om te kom in die gees toe, om te kyk wat gebeur. Want toe besef ek dat toe die disciples, die apostels uitgegaan en die evangelie van verkondig het, en die wat hulle gedoen het, was dit die diepe ding wat gebeur het, is wat hulle gesien het, daar was nog nooit woord gewees nie. En as jy hier so rondloop en jy praat met mense, mag dit al 1 uit elke 10 mense wees wat al van Jesus gehoor het. Die ander het nog nooit van Jesus gehoor, nie hulle het nie naam, maar nie hulle weet hoe hy is nie. So as jy dan vra, weet jy wie God is, dan weet hy ook nie wie God is nie. Maar as jy ding wat hy baie goed ken, is die Sangoma. So, die logistieke weer terug. So die kerk het 3 tot 4 jaar gevat om gebouw te word. Het is 'n fisiese gebouw daar is 'n dakkel, daar is nie vensters en deure in nie, maar daar is ook nie 'n slab gegooi nie, ek dink hy is nou gegooi, maar die gebouw is daar so. Titus is die pastoor van daai gebouw. Hy is opgeleid deur Life School, so hy is geakkrediteer om te kan preek. Hy het goeie Bybelkennis, maar as jy met die man praat, as hy jou sien en loop net aan die druk aan jou. Hy spreek Jesus se liefde deur sy aksies. Hy het goeie kennis wat daarbij gegaan het ook. Tot dusver toe in 7 jaar weer die gemeente is daar al oor 'n miljoen rand se Bybels versprei in Malawi. Daar is 9 gemeentes gestig. So 9 gemeentes beteken daar is 9 ordained pastors in daai areas rondom Malawi op die huidige oomblik. So hierdie area waar ons eerste beweeg het by Titus, waar by Kasungu is gevestig. Die kerkgebou is fisies gebou, alles is reg daarso. So die volgende pastoor, Charles is nou op 'n ander area en nou moet daar daai chief gaan begin negotiate word dat hy vir jou land gee. So jy gaan praat met hom en hy gee dit fisies vir jou en jy mag daarmee doen wat jy wil. En dit word gebruik in die volgende kerkgebou. So ons het na 3 tot 4 jaar hoopelik sal dit vinnig gegaan en gaan dan op 'n kerkgebou staan en Charles gaan in die verantwoordelikheid as pastoor vir daai gebou hê. So wat gebeur is dat daar is 'n totale infrastruktuur in die proses wat plaasvind. So jy klim met die vliegtuig, jy sien, ry en staan die mense met Signs and Wonders en alles is grys aan op 'n wolke en dan klim jy net en kom terug Suid-Afrika toe. Daar's 'n infrastruktuur, daar's 'n pastoor, daar's 'n fisiese gebou, as jy gebou en daar's net van ons gebou. En daar word opgelei, sy leierskap op mekaar gesit en dan moet hy die hele tyd gestig word, bemoedig word en lief geword, sodat hy kan oordra na die volgende mense toe. Jy sien die vrug en die vooruitgang van dit wat gebeur terwyl jy daarso is. Ek het nie geweet dat dit is hoe dit werk nie. Ek het nie geweet dat 'n fisiese kerk wat lyk soos dit is nie. Maar as jy in konsiderasie neem dat van die keerpad af tot wat Titus is 30 km. As jy van Kasungu af wil alles in loop 50 km terug en dan daarvan tot 50 km loopweg toe. Jy het bakstene nodig en daar sit hulle nie hulle van op moet sê kom jy die bakstene af nie asseblief. Dis te duur, daar's nie geld vir dit nie. Vir die ouens met 'n donkiekar, dan gaan hulle met 'n donkiekar 30 km van pak die donkiekar op bakstene en dan ry hulle terug en dan maak hy af. En dan het hulle nodig om 'n skielblywer te probeer kry om die bakstene te lê.
in sy eie is weer logistieke probleem. Dan maar 'n dakkappe kom, sindplate kom, en is donkiekarre. Dis wat hulle het. So, ek was geskok geweest toe ek gesien het, dat dis die vryheid effort wat het vir hulle gevat het om daai kerk te bou. So, as dan nou gevra word, kan jy 'n klein donasie maak om ons te help om die volgende kerk te bou? Dan weet ek dat my R1000, R500, R50, wat ook al het mag wees, mag dat net toe die bakstenen koop om daar te gemaak om my eie kerk gebouw te hê, waarvan ons een op elke tweede, derde straat op in Durban het. So dat gee mense 'n nuwe perspektief van hoe bevoorreg ons regtig is. So, daar was die logistieke deel gewees wat my redelijk geskok het, ek het nie geweet het werk so nie. Maar toe ek begin besef ek gaan na Nawe toe gaan, het ek raak by die Here se voete gaan sit en ek het vir Here gesê, ek het baie oor verwagte. En ek wil raak hê dat die Here moet vir my wys hoe iemand genees kan word. Ek weet ek kan dit doen, maar ek wil dit sien. Maar ek wil nie iemand die wat my sê dat ek ouwe tank gekry nie. Ek wil nie iemand die wat sê dat seer skouder is beter nie. Ek wil iemand sê wat blind is wat kan sien, wat doof is wat sy ore kan opgaan. En ek het met die Here gepraat en gesê, dit is wat my verwagting is. Dis wat ek wil sien. Op die eerste dag, die derde persoon, is daar die ou man, ons het seker op die foto kom, is daar so ou om en hy kom aangeluk van die kant af. En hy vraag met hele vir mense vandag. En ons sê toe van ja, ons is mense hoeveel mense te bid vandag, as hulle in ons moet. En hy vraag toe, sal jy vir my bid? En ek het vir Here gevra dat ek wil dit sien deur my gebed, nie iemand anders te want as daai pastoor wat sê hy kan genees, die krag van die Heilige Gees, dan moet ek dit ook doen. Want ek dink nie dat hy is 'n meer spesiale persoon in Jesus se oors wat ek is, of enige van julle is nie. So as hy dit kan doen, moet ek dit seker dat ook kan doen. Want jy word nie genees deur jou geloof of hulle geloof, want jy word mos genees deur die krag van die Heilige Gees. So, nou moet ons gaan en met hierdie mense praat. En die probeer sê toe vir my, ek vraag of mense die Here aangeneem, en hy het vir my gesê, nee, ek wil die Here aangeneem, en ek sê, dit is nie 'n probleem nie. Wil jy vandag die Here aanneem? En hy sê toe ja. So, baie eenvoudige gebed, hy bid agter jou aan, jy lei hom gebed, hy vra vir Jesus om te vergewe vir sy sondes, om sy hart te kom, en dan daarvan af is daar volgende proses, daar is nie water, daar is nie so, daar word nie gedoop nie, die plek is baie droog, so jy gaan nie 'n bad van water tap nie, want daar is nie genoeg water nie, jy gaan eerder drink. So daai proses kon nie plaasvind het nie, en daarna is daar gebed wat hulle kan self sê, waar hulle Jesus vra, om hulle te vul met sy Heilige Gees. En dan daarvan af begin die proses. En hierdie ou dis hy daar is die spot die jonge man wat langs my staan. En ek kyk toe vir die oom, hy sê sy heup is eers nie geseer, en ek praat vir hom, bid daarvoor, mag ek in jou heup vat? Hy sê ja, wat is die heup voel? Vraag hom, hoe voel jy? Nou, hulle sê vir jou, ek voel great. Hy sê, beter. Of hy sê, little bit, of hy sê, ja. Hulle is nie baie nice nie. Hulle is nie so smols waar sê, ja, ek voel 'n klein bietjie beter, maar ek voel nie raar, maar ek wil nie gevoel seer word nie. As hy nie beter voel, sê hy, nee, ek voel nie beter nie. So dat jy, okay, kijk, ons bid verder. So dis awesome, dis 'n goeie plek om te wees, want as hy nie beter is nie, hoe moet hy sy voel beter? So hulle is nie polite, soos wat ons is nie. So, ja, Robbie sê vir my nie, beter, ek sê, okay. En hy lig sy kop op en hy kyk vir my, en ek merk dat sy linker oog is wit, en sy regter oog het baie katarake op. En hy sê, Here, is dit nou die tyd? En ek vraag of hom, kan jy sien? En hy sê, toe blind gebore met hierdie oog, en hierdie oog, kan hy klein bietjie sien, ek vraag hoe ver kan jy sien, en hy wys my, ek kan van hierdie van die oog te sien, en hy hierdie oog uit. So ek sê, jy kan niks verder as dit sien nie, hy sê nie, hy kan net tot hier so sien, en dan sien hy silhouette. En ek sê, die voel is reg, en ek vraag van die Here, dat die Heilige Gees dat sal met ons wees. En ek vraag die ouwe ook, ek kan ook vat, en hy sê, dis reg, ek trek hom na aan my. En ek sê die vir die Here dat hy het vandag met sy beleid, wat die kind van die Here is. Hy het vandag weer aangeneem. En ek vraag die vir die Here, die krag van die Heilige Gees, om oor hom te kom nou, en sy oor vir hom
beter te maak. En terwyl ek daar so staan, voel ek 'n absolute drukking oor my kom en ek kan voel hoe my hele liggaam warm word. En ek besef iets is bezig om te gebeur hierso. En ek raak redelijk emosioneel en ek vraag die weet hoe voel jy en ek kyk toe vir my en toe hy opkyk vir my, staan ek om en ek kyk recht in my oor en toe hy so recht in my oor kyk, staan ek en kyk vir hom en ek sien visies hoe die brein terug naar dit begin beweeg. En ek staan en ek kyk, ek sien dit gebeur en my brein sê vir my nee, it's not happening. En dit gebeur voor my. En ek kyk vir Johannes wat langs my staan en ek sê vir Johannes, en hy begin toe vir my laag, hy sê ek weet. En ek raak ijskoud en ek vraag vir hom, kan jy sien? En hy gaan so en maak die oog by die katarake toe en hy krijg so groot maar op sy gezicht en hy gaan so 1, 2, 3 ek vond wat hy maak nou he's counting the trees die bome is omtrent van hier af te waar die voordeel is maar ons wil hem op gestap het en ek verloor dit en ek vraag hoe kan ek jou drukkie gee. Nou die mense is nie baie emotioneel nie, hulle is nie affectionate nie, maar ek denk ook weer gesê dat ek is emotioneel en hy skryf recht en ek hou hom so beetje vast. En toen had ek begin opgedraag, want ek gaan nog meer nie terug vast nie, en so ek moet om uit gaan. En ek vraag of emotioneel aan ek oog, en hy maak die oog toe en ek gaan weer 1, 2, 3. En ons het die gedeelte van vir hier dankie gesê, ek het dit gebeur as 'n kind. En iets drap by my, en ek besef toe by my dat God sy liefde is te conditioneel. Hy gee dit vrylik. Daai man het vandag Jesus aangeneem. Vir die eerste keer in sy lewe, as gevolg deur God se gees. En die Here het hom genees sonder dat hy een tiende gee. En dat sinds die gospel wat verkondig. Hy het al meerlik gedoen omdat sy kind is en hy kan hom en iets in my verander. Dit was die eerste keer gewees. En so het ons verder gegaan. En toe weer gebeur. En weer gebeur. Dit was die een gedeelte gewees. Maar wat ek wel gemerk het is, toe ons al rondgestap het, is jy sien klein babietjies, mense en babas met snijmerke op hulle. Nou, ek het op die babas meer oplet as enig iemand anders. So, ek het in die kaartjes op en ek het op die kaartjes gesê, want jy sien klein babas, ek het klein babies en so groot is, met snijmerke op die gezichte, wat infected is. Dit is vieslik infected. En hy sê vir my, dit is die sangomas. Hy sê, wat die sangomas doen is as jy hulle gaan sien, het hulle klein bakkies wat hulle kry, en vat hulle kry, en maar hulle het fijn, en sit en vervloek hulle daai kry. En as jy dan kom om hulle te gaan sien, en jy bring jou kind saam, en sny jy die kind op, oor sy oog, en hulle nek, met keel, voete, hande, baie strategies, lekker en vat jy die gemoorsgoeders, dan vry hulle binnen in die snyer in, en vervloek hulle jou terwyl hulle doen. So wanneer jy by iemand kom, wat so iets mee gebeur het, en is 'n baba, jy sit jou hand op die baba, dan kan hy dadelik manifesteer. Dadelik. En dis al wat jy in jou tent inloop, en jy gaan sit daar, en jy dink mee, sal is baie donker, niemand sal weet as jy nou uitsluit, en jy as in kom en so, en iets daar gaan doen, en terugsluit jy jou tent toe nie, want daar mag nie dit doen nie. Maar hulle het nie 'n keuse nie. Hulle het nie geld om kos te koop nie. So al wat hulle kan doen is hulle kan of kyk of dit self beter word, of hulle gaan sy bome doen, of hulle gaan die tradisionele doen. Maar gelukkig in daai area is tyd daar. Daar's 'n plek waar daar waarheid is. So hulle kan gaan met die probleme dat tyd is. Dat tyd het nie geld nie. Hy kan nie ook nie by kliniek kry, want die naaste kliniek is in Kasoen, is baie verder. So wat het hulle? Hulle het nie die kracht nie Heilige Gees in geloof in God. So die ouens bid met mekaar gespreek. So
So, in daai proses het ek gesê, as ons kyk na die Here sê dat ons al hulle in sy naam kan doen. En die ding wat ek sê, ons in sy naam kan doen, is dat ons siekes kan genees, en ons sal die moeilikheid hê. En ons sal dooies kan opwerk. En nog. En dit gebeur nie deur ons geloof nie, dit gebeur ook nie deur die ander persoon se geloof nie. Dit gaan uit gehoorsaamheid. En ek weet dat dit gebeur met my op my kar, en ek sien iemand langs die straat loop of wat ook al, en ek het die stirring in my spirit, van stop en bid vir die persoon, maar ek is altyd hastig. Ons moet altyd iets wat ek moet doen. Ek moet gegaan by die werk, maar ek moet gegaan dit doen. En daai persoon, ek dink jy nie geld nie, hy wil dit jy nie kos hê nie, hy wil dit jy net vrede ervaar, of hy genees door, of in die geval mag wees. Die enige wat hy kan kry is die gehoorsaamheid van dit wat jy bereid is om te doen, as 'n verteenwoordiger van Jesus. Die probleem is dat ek het nie geglo dat dit werklik gebeur wat ek dit self kan sien het. Nou dat ek het gesien het, nou weet ek dit gebeur. So as iemand voor my staan en hy is siek, en ek sit my hande op hom, omdat die Here my gelei het om dit te doen, sal die Here dit doen as dit sy wil is. Dit weet ek vir 'n absolute feit. Daar is 'n plek gewees waar ek besef het dat ek het nodig om bekragtig te word deur die krag van die Heilige Gees. Spesiaal die Heilige Gees, ek het maar vir die Heilige Gees. Daar was 'n volgende proses wat ek nog altyd om verskillende plaas te vind. En dit is wanneer daar krag is wat plaasvind, waar krag is wat oorgedra word. En ek het gedink aan die disciples, toe hulle in die opperkamer gaan sit het. En ek dink dat die proses wat met hulle gebeur het, waar die Heilige Gees oor hulle gekom het. En die Heilige Gees oor hulle gekom het, was daar 'n vuur wat op hulle gaan sit het. En daai vuur wat op hulle gaan sit het, was iets wat gebeur het. En toe dit gebeur het, Petrus het uitgeloop met hy gesê, landeman gesê, staan. Hy was nie al voor die tyd gewees. En hy het weggehad, want dit is vir jou. Toe daai krag van die Heilige Gees oor hom gekom het, is daar alles in ons geword. En hy het gegaan in die evangelie van vertrouwen. Unwavering. Hy het dit gaan doen. So, beteken dit dat daai goeders wat gebeur het, wat ons lees van in die Bybel, was net vir daai tyd gewees. Want as dit is, hoe kon ek daai man sien sy sig terugkry? Dit het gebeur voor my. Nou, ek het 2 getuies by wie so sou gewees het, dat gedacht nie is, dit is in alcohol en Louis, wat kan getuig van manifestasies die demone uitgedryf was. So as Jesus die demone uitdryf vandag, dan genees hy vandag. Dan het hy dooies opstaan vandag. Die probleem is hoeveel van ons is bereid om bemagtig te word in die krag van die Heilige Gees, en dan gehoorsaam om te wees om te gaan en te gaan doen. So veel van aan wat ek genoem te doen. Dit was my journey. Ek het dit nodig gehad. So die vraag is vandag, is dat as ons regtig waar in die proses, in ons geloof, in ons pad, in ons journey met die Here is, hoe gehoorsaam is ons regtig? En as genoem, ek mis dit reg. Ek my vrou beklein. Ek dink sy my betek reg aan die hand. Ek het challenges in my lewe wat ek vandag sukkel, net soveel so wat ek altyd gesukkel het. Niks het verander rondom dit wat moeilik is. Dit is nog nie steeds so moeilik vandag so wat ek altyd was. Die verskil is nou verstaan ek genade beter, grace and mercy, gehoorsaamheid, al daai dinge van goeders. So die challenge is dieselfde. Ek is 'n sondaar en alles wat ek is, maar die Here het steeds en gehoorsaamheid van ander te onthou, want as dit sy God te gee. So my sonde het God se krag nie gestop nie. En dit is wat elkeen wat 'n gelowige van Christus is, veronderstel is om te doen, en dit was the Great Commission.
So dit was baie emosioneel geweest, sny op babas, dinge mense gesien, doodels word opgepak, demoniese manifestasies wat daar is, alles het gebeur. So ek het 'n nuwe denkwyse gekry wat teruggekom het. Ouens, ek het in 2013 Augustus maand gelede gebeur. Dit is nou 2017. Ek is nie al 20 jaar aanwezig nie. Dit het vandaag gebeur. Maar mijn hart vergeet is om alle manieren te leven, zo ver zoals ik ooit kan, en samen te leren kennen, te zien dat het voor alle mensen is. En liefde is veel as wat ek ooit kan. En hopelijk sal ek een van die storie op een ander persoon afspeer. En tot volle geloof sal kom die kracht van die Heilige Gees. En dan te gaan en iets te doen om en hande op te leggen. Maar die Heilige vrouw te doen. En dit is waarom ek hier op ons vanoggend. Het is my voorrecht, het is een godsman, het is dit so. Ek hou van om na die grijsbomies te luister. Dit is ons om jullie leer my baie. Ek is baie handel vandag vir julle. En ek is baie dankie dat julle die tyd gevat het om vir te kom luister. En ek hoop dat is iets wat julle saam met julle wegvat.